Goeiedag almal en welkom. Met hierdie groeigroepe gaan ek myself moet voorstel, want hierdie jaar is daar 'n klomp gemeentes wat saam met mekaar bietjie hulpbronne deel. So daarom wil ek sommer myself voorstel. Ek is Wouter van Wyk, ek is predikant hier so by Kruin gemeente en dit is wonderlik om hierdie spasie met julle te kan deel. Vir so die begin van die jaar skop ons af met 'n splinternuwe reeks natuurlik, soos dit moet wees. En ek gaan vir ons net die gedeelte saam lees. Ek weet nie hoe elke groep hulle goeie struktureer nie. Dalk wil julle eers saam kuier of dalk wil julle dadelik in die teks inspring. Maar ek gaan net hierdie paar verse wat julle waarskynlik al 1000 keer gehoor het, saam lees van Eksodus 20 vers 8 tot 11. Hierso staan: Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat, ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, jou slaaf of slavin, jou diere of jou vreemdeling wat by jou is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Soos julle seker kan aflei, is die tema waarmee ons werk vir die volgende 4 weke, die tema van Sabbat. Nou wil ek sommer onmiddellik 'n storieetjie vertel. Ek was 2 weke 'n dominee gewees, 2-3 weke 'n dominee gewees, in my heel eerste gemeente, dis met ander woorde al 15 jaar terug, en hele tyd sit jy nou en wag, en jy weet nou nie wat die dominee se werk is nie, en wat vir jou wag nie, en aanvanklik niemand deel enigiets met jou nie, ek preek nou maar, en jy bied bybelstudies aan, maar daar's nou nog nie pastorale gesprekke of enigiets nie, en ek onthou baie goed, my heel eerste pastorale gesprek het gegaan oor die Sabbat. Er was 'n tannie gewees in my gemeente, en sy het met soveel angs na my toe gekom, so na 3 weke wat ek in die gemeente is, en ek het 'n preek gepreek, en sy sê toe, dit het haar nou so geraak, en sal ek asseblief by haar 'n draai gemaak, en sy gee my so 'n brief, en wat die hele verduideliking is wat sy het, en haar groot vrees was die Sabbat, en die feit dat die Sabbat, wat eintlik op 'n Saterdag is, nou geskuif is, en sy het 'n hele conspiracy theorie gehad, wat daar mee gepaard gegaan het, maar ek onthou so goed, hoe dit my heel eerste gesprek was, en hoe ek voorberei het, en hoe die gesprek geloop het, en ek moet erken, ek dink ek moes die gesprek beter hanteer het, as wat ek gedoen het. Maar dit is interessant, want op daai oomblik was dit die heel eerste gesprek, en daarom baie relevant. Maar ek moet erken, wanneer ons oor die Sabbatdag gesels, en oor die Sabbats gebruik eerder, weet ek nie hoe relevant dit is nie, want ek dink ons 'n klomp mense wat deesdae hierdie prentjie het van hoe hulle altyd Sondag spandeer het. Jy mag nie op Sondag gaan fliek het nie, het my vrou altyd gesê, haar ouma was verskriklik kwaai geweest daaroor, jy mag nie Sondag fliek het nie. As jy selfs met Desember vakansie see toe gegaan het, en dit was 'n Sondag, dan mag jy nie op 'n Sondag gaan swem het nie, en jy mag nie op 'n Sondag enigiets gedoen het nie, jy moes net die Sondag, selfs by die see al was die weer heerlik pragtig, mag jy niks gedoen het nie. Ek is seker, 'n klomp van julle wat nou hierdie video luister, het soortgelyke stories, en wanneer jy dan dink aan Sabbatdag, en dat jy weer moet teruggaan na daai wêreld toe, is dit nie noodwendig iets waarvoor 'n mens baie opgewonde is nie, en wat jy eintlik dankbaar is, daai soort van dae is verby. En dan, terselfdertyd weet ons ook, Jesus het op baie plekke gesê, nee, maar die Sabbat is vir die mens gemaak, nie die mens vir die Sabbat nie, en Jesus breek op 'n klomp plekke die Sabbatsgebruike, en daarom sal jy vergewe word, as jy sê en dink, dit is dalk nie so belangrik nie. En dan daarmee saam natuurlik, wie van ons kan in vandag se wêreld, met die pas waarteen die wêreld vandag loop, regtig nog 'n dag afvat? Almal van ons het maar nog inkopies wat ons wil gaan doen, en nog werk wat ons moet voorberei vir môre, of wat ons nog moet inhaal wat agter geraak het, of huiswerk wat moet gebeur. Dis bitter moeilik in vandag se tyd, om regtig 'n Sabbatdag te vat, of om 'n dag te vat waar jy af is. En daarom is hierdie vir my eintlik nie 'n tema waar ek wil praat nie, want ek weet eintlik, terwyl ek hieroor praat, daar's 'n klomp mense wat onmiddellik al klaar, soos ek weet nie of ek hierdie regtig so sal kan doen nie. Maar
Ek beleef dit as die Here se stem, want so min as wat ek dalk hieroor sou wou gepraat het, so gereeld die afgelope paar maande, is dit soos 'n klap agter die kop wat sê, jy moet hieroor praat, want die gedagte van Sabbat kom oor en oor en oor en oor op in my lewe. En daarom glo ek dit is die Gees wat ons ook in hierdie rigting stuur, en dalk is dit juis wat ons moet hoor, om die gedagte van Sabbat te reframe, te herbedink, in 'n nuwe pakkie te gaan sit, sodat ons regtig kan agterkom, wat is dit, en is hierdie prentjie van wat ons dink Sabbat is dit reg? En ek wil vir jou 'n brief gee. Die prentjie van Sabbat wat jy in jou kop het, is nie die prentjie wat ons in die Bybel kry nie, en wat ek dink ook so broodnodig is vir ons in ons lewens. Dit is ons inleiding vir die reeks. Vir die volgende 4 weke gaan ons oor 4 aspekte praat van wat Sabbat is. En asseblief ook, ons wil nie net hierso praat nie, ons wil nie net inligting gee nie, ons wil hê jy moet iets hiervan probeer vat, en jy moet in julle groepe mekaar motiveer, dat jy hieraan kan werk in jou eie persoonlike geloofslewe. En dalk is jy nog nie op die punt waar jy 'n volle dag kan toewy aan die 4 aspekte wat ons nou gaan noem nie. Dis dalk net te moeilik, die skuif is te groot. Ons het simpatie daarmee. Maar kom ons challenge mekaar. As jy nie 'n dag kan nie, en dis natuurlik eerste prys. Kom ons kyk of jy vir 4 ure, ergens in jou week, 'n Sabbat tyd sal vat. En dat jy hierdie tyd sal gebruik om doelbewus te dink oor dit wat die Here met die Sabbat ook in jou lewe wil regkry. So, die 4 aspekte, as ek dit sommer so vooruit kan gee, is as volg. Vandag praat ons oor stop. Sabbat het te maak met iets van stop. En dan die volgende week gaan ons praat oor Sabbat het iets te maak met rus. En wat presies is daai rus? En dis nie dieselfde as 'n middagslaapie vat nie, net so gou-gou, FYI. En die derde week gaan ons praat oor om vreugde te vind. In Engels praat hulle van delight. Sabbat het iets te maak met vreugde vind, met regtig die lekker dinge doen in die lewe, glo dit of nie. En die laaste aspek van Sabbat wat ons oor gaan praat is om te aanbid, om te dien. En dis die 4 temas vir die volgende 4 weke wat ek hoop ons met julle almal sal kan saamgaan. So, kom ons praat bietjie oor die eerste een vandag, want dit is eintlik wat so opvallend is. Want so, wat vir my so eintlik interessant is ook van die teks van Exodus, is dat daarso is altyd hierdie prentjie van God word nie moeg nie, en God kan net doen wat hy wil, en God is almagtig. En dan sê die teks, maar God het gestop. 6 dae moet jy alles doen wat jy moet, maar die 7de dag moet jy rus. Hoekom? Want God het gerus. Het God gerus omdat hy moeg geraak het? Natuurlik nie. So, jy moet nie rus en as gevolg van moegheid by mekaar sit nie, want God het nie gerus omdat hy moeg was nie. God het gerus, want dit is iets van die ritme om in ritme te wees met die skepping en die heelal. So dis iets waar ek wil hê julle moet in die groepe saam met mekaar gaan dink. God het gerus. Hoekom rus ons dan nou nie? Ander gedagte wat vir my interessant is oor stop, is Michelle het op 'n stadium, my kollega, vertel die storie. Laas jaar, sy is in die vakansietyd besig, en nou is sy besig om in die vakansietyd kinders rond te ry na revue en gimnastiek en allerlei ander dinge, en sy dink, yes, en selfs in die vakansietyd moet die kinders so wild besig wees. En sy sê op 'n stadium, sy wil net gaan en vir die mense sê, hey, stop het. En dis eintlik wat die gedagte van stop in die Sabbat ook vir ons wil leer. Hoekom is dit so belangrik dat ons sal stop? En stop is nie dieselfde as rus nie. Stop is om te sê, ek gaan nou stop om hier aandag te gee. Ek gaan nou stop om my ore uit te leen aan stories wat nie sin maak nie, en wat nie goed is vir my nie. Ek gaan nou stop om in hierdie spiraal deel te neem. Ek gaan stop. Stop het. En hoekom is dit so belangrik dat ons 'n dag sal toewy waarin ons aandag sal gee om te stop? Want as jy op een dag kan fokus om dinge te los, te stop, wat nie goed is vir jou nie, gaan dit vir jou beter wees in die week en makliker wees in die week om ook vir daai dinge nee te sê.
As jy een dag van die week gebruik om te sê, ek sal nie toelaat dat hierdie ding my lewe beheer nie. Ek gaan nie 'n slaaf wees van 'n skerm of van 'n werk of van 'n verhouding nie. Ek gaan nou stop. En as jy daai een dag dit regkry om daai stop te doen, dan gaan jy dit dalk makliker in die week ook regkry en dit gaan vir jou 'n gesonder mens maak. Die bedoeling van Sabbat is dat jy aktief sal besluit om te sê, ek gaan nou stop. Want dis wat die Here van jou verwag. Aktief besluit en sê, ek gaan stop en ek gaan nou dinge doen wat anders is, wat heilig is. Dis natuurlik die woord wat die teks gebruik om die Sabbat, want die Sabbat is 'n heilige dag. Heilig is om te sê, dis anders. En wat is die gevolg daarvan? En dis die belofte, en dis wat ek eintlik vir jou wil sê, wat gaan gebeur. Wanneer jy die Sabbatdag heilig hou, gaan jy God beleef in jou lewe. Jy gaan beleef hoe God jou help deur 'n klomp dinge in jou lewe waarvan jy nie eers bewus was nie. Jy gaan beleef hoe 'n klomp dinge en ritmes kom wat jou help om 'n beter mens te wees, 'n meer gebalanseerde mens te wees en uit die aard van die saak 'n gelukkiger mens te wees. Ek wil hê julle met die groepe bietjie die materiaal hanteer, met mekaar praat en daag mekaar uit aan die een kant en vra, maar wat is die dinge wat jy onmiddellik terwyl ek hierdie boodskap vir jou bring, onmiddellik sê, ek wil nie hierdie doen nie, dan sit julle dit alles op die tafel, sê vir julle, wat is die dinge wat vir jou moeilik gaan wees, wat is die dinge waar jy weerstand beleef in jou siel, praat bietjie daaroor, en dan daag mekaar uit, om 'n dag te wy, of 'n tydperk te wy, waarin jy sê, nou stop ek. Lekker dag verder.